Vriende, goeiedag en baie welkom by vandag se oordeenking. Lekker dat jy saam met ons inskakel. En terwyl ons nog in Paastyd is waar ons die opstanding bekyk en verder vier, bid ek dat jy die opgestane Jesus ook nou sal beleef. Here Jesus, in oomblikke soos hierdie waar ons kan rustig raak en stil raak, wil ons kom in ons afhanklikheid van U kom bely. U is die een wat gesterf het, wat gesê het dit is volbring. U is die een wat opgestaan het, wat verskyn het en wat lewe. En dankie dat ons saam met U gesterf het en dat ons saam met U opgestaan het. Ons leef in 'n tyd vol bekommernisse. Ons leef in 'n tyd waar ons nie weet wat die volgende paar weke, maande, jare gaan inhou nie. Baie onsekerheid, maar Here, U ontmoet ons ook hier, waar ons is. En dankie dat U ons kom gerusstel, dat U die pad ken en saam met ons wil loop. Dankie dat ons nou ook verder kan leer by 'n verskyning, net na U opstanding. Ons eer U in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan verder in Paastyd met wat dit beteken dat Jesus opgestaan het, en ons leer 'n bietjie uit sy verskynings uit, of sy verskynings. Vandag is ons by die Emmausgangers, Lukas 24 vers 13 tot 35. Kom ons lees saam. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?" Hy vra vir hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie." Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?" Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie kom, waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby." Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: "Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie?" Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê: "Die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn." Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Amen, dit is die woord van die Here. Margaret Eimer
sluit haar kommentaar oor hierdie stuk af met die volgende pragtige sin. Sy sê, Luke's story, dis nou die storie van hierdie Emmausgangers, reminds us that our relationship with the resurrected Christ is a relationship of long walks, risky conversations, reframed traumas, and quiet dinners. An intimate relationship between Christ and the church of words shared and bread broken. Dis wat hierdie verhaal vir ons wys. Kom ons pak vir 'n oomblik stuk vir stuk uit wat sy sê. Luke's story reminds us that our relationship with the resurrected Christ is in die eerste plek a relationship of long walks. Nou, Lukas se weergawe van Jesus en sy verhaal is van die begin af een wat gerig is op 'n reis of mense wat op pad is, nê. Ons lees aan die begin van Lukas dat Josef en Maria na Bethlehem reis. Ons lees in Lukas die gelykenis van die barmhartige Samaritaan wat op 'n pad afspeel. Ons lees in Lukas die gelykenis van die verlore seun wat op reis gaan en terugreis na die Vader toe. Die hele deel van Lukas 9 tot 19 is Jesus wat saam met sy disippels op reis is en dan doen hy 'n paar dinge. In Handelinge, wat ook deur Lukas geskryf is, kom Paulus tot bekering op pad na Damaskus, ook op reis. In Handelinge lees ons ook dat Jesus se volgers mense van die weg genoem is, mense op die pad, mense van die weg genoem is. En vandag 2 van Jesus se volgers op 'n pad van Jerusalem na Emmaus. So in die eerste plek is ons verhouding met God 'n verhouding van long walks, van reis saam met God. En vriende, die reis is die een ding, maar die feit dat sy skryf oor dis 'n lang pad, long walks, moet vir ons vandag iets leer. Ons is mense wat die behoefte het om vinnig te verstaan. Ons is mense wat sukkel om moeite te doen om dinge dieper te verstaan. Ons leef in 'n tyd waar meer beter is, maar eintlik in verhoudings is dieper beter. En dis wat hierdie 2 volgers beleef. Hulle is op hierdie lang pad, hulle loop nie net om die blok nie. Hulle is op hierdie lang pad tussen dorpe, van die stad na die dorp Emmaus toe. En hulle begin gesels, en hulle begin die dinge uitpak, en hulle wonder, en hulle redeneer dalk met mekaar, mens weet nie, maar hulle is op 'n plek waar hulle moeite doen om dinge uit te probeer praat en sin te maak van wat in Jerusalem gebeur het in die afgelope tyd. Vriende, ons pad saam met God is lewenslank. Ons reis waarop ons gevorm word, waarop sekere dinge met ons gaan gebeur, positief en negatief, is lewenslank. Die grootste vyand van geloofsvorming, dieper saam met God, is wanneer ons begin dink, dit gaan vinnig gebeur. Want dan is ons verwagting onrealisties. Dan dink ons gaan 'n lewe se bagasie in ons verhouding met God inbring, en ons gaan dit in 'n oomblik laat weggaan. Eintlik nie. Die hele feit dat Jesus gekom het aarde toe en vir meer as 3 dekades geleef het op hierdie planeet, saam met mense gestap het, saam met mense deur hulle dinge gegaan het, wys net dat hierdie proses altyd langer vat as wat ons dink. Die wêreld sê vinnig, die wêreld sê resepte, die wêreld sê stappe. Jesus sê, kom stap saam met my en vertrou die proses. Die tweede implikasie van ons verhouding met die opgestane Christus volgens Margaret Eimer is risky conversations, moeilike gesprekke wat so half risiko behels, nê. En as ons onsself bietjie inleef in die mense van daai tyd se wêreld, dan verstaan ons hoekom. Hulle loop, hierdie 2 volgers, hulle gesels oor Jesus en dan kom hy self nader en dan verduidelik hulle vir hom dat hulle so gehoop het dat hy die een sou wees wat Israel sou kom verlos. Nou, voor hulle dit sê, vra hulle vir hom, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem? Nou hierdie woord vreemdeling kan
kan dui op enige iemand wat van ver af kom, maar wat radikaal ook van jou verskil en wat eintlik nie daar hoort nie. So hulle ken hom nie. Hulle weet nie wie hy is nie, want hulle herken hom nie op daai stadium nie. En dan sê hulle, maar ons het so gehoop dat hy Israel sou kom verlos. Met ander woorde, hulle maak 'n politieke stelling. Hulle sê, hulle het gehoop Israel gaan verlos word uit die mag van die Romeine uit. Nou in daai tyd kon jy nie net polities sê wat jy gedink het of wat jy wou sê nie. Dit was 'n risky conversation as jy eerlik was oor die Romeine en oor die vyand. En nou sê hulle vir 'n vreemdeling hierdie dinge. Maar vriende, dis vir my so 'n mooi beeld van ons verhouding met God, dat daar 'n vrymoedigheid kan wees met Jesus oor waar ons is. Dat daar 'n eerlikheid kan wees met Jesus oor dit is wat ek op die oomblik beleef. Ongelukkig in ons selfhelp en in ons kids kultuur gebeur dit baie min dat ons sê, maar Here, ek sit in hierdie slegte plek waar ek is en ek het die vrymoedigheid om vir u te sê, maar dit is wat ek voel en dit is wat ek graag wil hê en nie wil hê nie. Selfs ook in terme van die dinge wat ons diep pla, is ons nie het ons nie die vrymoedigheid om hierdie risky conversations te hê nie. Wat gebeur? Ons vlug dalk, so ons bly stil, ons dink ons kan nie met God na God toe gaan met hierdie dinge nie. Ons reageer dalk op ander onverantwoordelike maniere deur te gaan verligting soek op ander plekke. Of ons ooranaliseer dit en ons dink ons het die antwoord terwyl ons eintlik nie die antwoord het nie. Wat wys hierdie vir ons? Ons kan hierdie moeilike gesprekke hê met God en met mekaar, want dis juis daarin waar die vryheid baie keer lê. Is jy dalk besig om te vlug? Is dit vir jou baie moeilik om hierdie uitdagende gesprekke tussen jou en jou geloofsfamilie of dalk mense wat van jou verskil te hê? Ek dink hier is dalk 'n uitnodiging na dieper en 'n groter verstaan, wanneer ons nie meer bang is om oor sekere dinge te gesels nie. Die derde ding wat ons leer by Margaret Eimer uit hierdie teks uit, is dat ons verhouding met die opgestane Christus gaan oor reframed traumas. Met ander woorde, 'n herposisionering van ons verstaan van trauma en wat ons beleef in trauma. Amper om ons traumas in 'n nuwe konteks te kom plaas, 'n meer verantwoordelike konteks. Nou, in hierdie manne, of hierdie mense se geval, is hulle op pad van Jerusalem, onthou die plek van donker, die plek van trauma, na Emmaus. Want daar gaan dalk verligting wees. So hulle vlug amper van die donker, want dit was nou vir hulle baie sleg. Hulle het al hierdie dinge van Jesus gesien en beleef. En die mooi ding is dat Jesus, wanneer hy nader kom, nie hulle trauma ontken nie. Hy posisioneerde net binne 'n beter konteks. Hulle sê, ons het so gehoop dat hy die een is wat Israel sou kom verlos. Met ander woorde, teenoor die Romeine. Jesus moes gekom het om Israel te kom bevry en weer hulle eie land te kry. Hy sê, maar glo julle nie dat die skrif sê, dat die profete gesê het, hy gaan kom en hy gaan ly en hy gaan doodgaan nie. Hy vat daai trauma en hy plaas dit net in die konteks waarin dit meer sin gaan maak, want dit is eintlik waar dit hoort. Nou vriende, dis ook deel van ons lewens. Ons trauma het 'n enorme impak op hoe ons die lewe sien en die manier waarop ons mense op die einde van die dag hanteer. Maar nou is die ding, ons hoef nie aan te hou om slagoffers te wees van ons traumas nie. Maar as ons traumas ontken, soos ons in die vorige punt gesê het, is ons op 'n plek waar ons nooit gaan bevryding kry daarvan nie. As ons dit erken, en ons vat dit na die Here toe, en ons vra dalk hulp, en ons stap 'n pad daarmee, dan help Jesus ons om dit te sien in die lig van sy opstanding. As ons dit ons ontken, dan bly dit by die dood, want dit gee nie lewe nie. Wanneer ons dit vat na Jesus toe, en hy werk saam met ons daarmee, dan gaan dit van die dood na die lewe toe, omdat Jesus nie net gesterf het nie, maar ook opgestaan het. Is daar 'n trauma in jou lewe wat jy dalk nog ontken? Is jy besig om so ver weg te hardloop,
dat dit jou weerhou daarvan om 'n oorwinning in die opstandingslewe te leef, terwyl jy nog eintlik in die dood sit. Ek sê dit met baie respek, met baie deernis. Die lewe gooi goed na ons kant toe, wat regtig moeilik is. Dit is nie maklik om dit te erken nie, dit is nie lekker om dit te deel nie, want ons voel weerloos, ons voel dalk skaam, ons het dalk skuldgevoel, ons dink dalk dit het nie 'n impak op ons lewens nie. Hier sien ons dat Jesus stap vir stap in die moeilike gesprek besig is om hulle verstaan van die trauma wat met hulle gebeur het te verander. En dit gaan nou uitloop op die lewe. Ek dink Jesus sê hier ook vir ons om die proses te vertrou. Hy is die een wat ons daarvan kan vrymaak. Die laaste ding, sê Margaret Eimer, is dat ons verhouding met God is waar daar ook quiet dinners is, stil maaltye. Nee. Nou hierdie verhaal loop uit op hulle wat saam met hom aan tafel gaan, en wanneer hy die brood breek, dan besef hulle, en dan verdwyn hy. En dan sê hulle, het ons harte nie warm geword nie, maar dis juist die punt, hierdie stadige proses is die plek waar ons harte warm word. Maar wat behels 'n stil maaltyd saam? In die eerste plek natuurlik die nagmaal, waar dit vir ons die plek is waar ons beleef, maar wow, dit is die pad wat hy vir ons gestap het. Ons kan dit proe, ons kan dit ruik, ons kan dit sien, ons kan dit voel, ons kan dit beleef. Maar aan die ander kant is die tafel ook 'n bittere, intieme plek. 'n Plek waar ons baie keer die eerlike gesprekke kan hê. En dit is dan die plek waar hulle hom ook erken. So vriende, hierdie beeld van om aan tafel te gaan saam met God beteken ook maar net dat ons met vrymoedigheid kan gaan hoor, partykeer maar net in stilte kan sit, partykeer ons hart uit kan praat, partykeer kan huil, partykeer kan kwaad wees, maar met die wete dat hy saam met ons aan hierdie tafel sit, saam met ons op hierdie pad is, en dat hy besig is om met ons te werk. Waarop loop hierdie teks uit? Hulle wat opstaan en teruggaan na die chaos toe, teruggaan na die duisternis toe, teruggaan Jerusalem toe. Want die boodskap van die opstanding maak vir hulle sin. Nie oor hulle nou verstaan nie, maar oor hulle vir Jesus gesien het. Omdat hulle die lang pad anders geëindig het as die manier waarop hulle dit begin het. Omdat hulle bereid was om die moeilike gesprekke te hê. Omdat hulle eerlik was oor hulle trauma, maar omdat hulle ook in stilte saam met die opgestane Here aan die tafel kon gaan. En dit het alles verander. Vriende, Margaret Eimer sê, an intimate relationship between Christ and the church, of words shared and bread broken. Dit dui op verhouding, dit dui op intimiteit, dit dui op, ons gaan nie alles verstaan nie, maar dit dui op die pad wat ons saam met Jesus kan stap. Gaan ons die waagmoed hê om hom te herken in ons midde, sodat hy ons vryer en vryer kan maak in die realiteit van die opstanding. Amen. Jesus, dankie dat U ons uitnooi om saam met U op hierdie pad te gaan van 'n lewenslange reis, van moeilike gesprekke, van herposisionering van ons traumas en ook intieme verhouding met U. Help ons om U stem van dieper ook te hoor en mag ons U daarin volg. Amen. Die opgestane Jesus stap ook saam met jou in hierdie week in. Amen. Sterke verloor.
Give me a